Hallo julle Japie weer. Ek 'n bietjie kyk na die Nicolaitans. Ek dink nie almal weet wat het hulle eintlik geglo nie. Die Openbaring praat daarvan, Openbaring 2 vers 6 en 2 vers 15 noem hulle. Met twee van die gemeentes het te doen gekry met hulle. Die een gemeente het oop deure gehad vir hulle en die ander gemeente het toe deure gehad vir hulle. Kom ons kyk 'n bietjie na wat hulle geglo het. Ek gaan nou verwys na hierdie artikel. Ek gaan dit in die video's beskrywings seker sit. As julle self hierdie artikel wil gaan deurgaan. Die artikel is Engels, so ek gaan hierdie gaan 'n gedeeltelik Engels-Afrikaans video wees. The Nicolaitans are mentioned by name twice in the New Testament, both in the book of Revelation, according to Revelation 2:6. Joshua commends the Christians at Ephesus. Nou Ephesus beteken sweet van Zeus, for hating the works of the Nicolaitans. Ja, Joshua het gesê, baie mooi so dat julle die Nicolaitans verwerp en hulle leringe verwerp. It's for Ephesus. They are mentioned again in Revelation 2:15 in the letter to the church in Pergamum. Nou ek gaan later in Afrikaans vir julle hierdie verse net lees van hierdie twee gemeentes. Hebreërs 1 vers 9. U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat. In die Engels sê dit vir my nice. You have loved righteousness and hated lawlessness. Jehoshua haat wetteloosheid, mense. So as jy wetteloos leef, Jehoshua hou nie daarvan nie. Hy is nie tevrede daarmee as jy opsetlik gaan sit en wetteloos leef en sê nee, deur geloof word jy gered. Jy gaan nie gered word as dit is hoe jy deur die lewe gaan nie, as dit is hoe jy redeneer. Hier verwys Paulus na Psalm 45 vers 6 en 7, wat dit ook noem, David. You have loved righteousness and hated lawlessness. Maar Paulus het dit geskryf aangaande Jehoshua self. So as Jehoshua dit haat, dat ons wetteloos leef, haat die Vader dit ook. Want Jehoshua en die Vader stem saam oor hierdie goeters. En so kom Jehoshua gesê, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Hulle dieselfde karakter. Hulle dieselfde sienings oor alles. Early tradition among the church fathers, most notably Irenaeus, identifies them with Nicholas, the proselyte of Antioch, who was appointed one of the first 7 deacons, servants in Acts 6:5. This, however, is highly unlikely. Hy sê dit is highly unlikely, dit is 'n moontlikheid. In Handelinge 6 vers 5, and the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a convert from Antioch. Proselyte beteken convert, iemand wat op bekering gekom het. There are many lessons here, but one in particular stands out. Jehoshua hates moral and theological compromise. Jehoshua hou nie van kompromieë aangaan die mense. Jy kan nie een voet in die wêreld en een voet in die Bybel wees nie. Een voet in die gebooie en een voet in die wêreld nie. Any appeal to grace to justify sin is repugnant to Yahuwah. Ja, Yahuwah hou nie daarvan as jy genade probeer gebruik as 'n verskoning om wetteloos te leef. Any attempt to rationalize immorality by citing the liberty we have in Messiah is abhorrent to him and must be to us. True Christian love is never expressed by the tolerance of lawlessness, whether it be a matter of what one believes or how you behaves. Openbaring 2 vers 14 tot 16. Hier staan nou, maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Biliam en Balak geleer het, om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp. Biliam en Balak het daarop neergekom, dat hulle moes die Israeliete kry om die wet te verbreek, om jou ongehoorsaam te wees aan Jahwe se gebooie, sodat hy hulle sal straf. Naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nicolaite, wat ek haat. Nou Jehoshua noem hierdie twee saam, want dit gaan oor dieselfde goed. Dit beteken die Nicolaite se geloof
was ook waar jy moes kompromieë aangaan, of kon kompromieë aangaan as jy wil, dat jy ook die gebooie kan verbreek, soos wat Bileam en Balak gedruk het, dat Israel moet doen, dat hulle die gebooie moet verbreek, so die Nikolaite dieselfde gedoen. Dat hulle skop in een mis. Bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Die swaard van my mond is 'n direkte verwysing na Jehoshua se tweede koms. En hy het teruggekeer in daardie 7 gemeentes van Openbaring 3, 2 en 3 se tyd van daardie mense, daardie generasie. Hy het toe teruggekeer en hy het hierdie ouens geoordeel daar. Hy het hulle geoordeel van hulle wat nie gerepent het nie. Dit was nie 'n leë threat nie. It wasn't an empty threat. Hy het gedoen wat hy gesê het, hy gaan doen. Openbaring sê 2 vers 6. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaite haat, wat ek ook haat. En onthou, wat het ons gesien van Hebreërs 1 vers 9? Jehoshua haat wetteloosheid. En hier sê hy haat die leringe van die Nikolaite, want hulle preek wetteloosheid, né? Hulle preek dat jy kan maar wetteloos leef, jy word gered mos deur geloof. Hier uit die 1863 Engelse Bybel, onder Nicolaitans, sê dit, redelike ou Bybel, 1863, Nicolaitans, certain heretical Christians referred to in Revelation 2 verse 6 and 15, who taught that the knowledge of Yahuwah and Messiah was sufficient for salvation, and that being justified by faith, they were free from the restraints of the law, and might indulge in sin with impunity. Mense, vraagie, so is jy 'n Nicolaitan? Ons kerke is deurtrek met die Nicolaitans. 90%, ek dink selfs meer dalk, van die Christene in hierdie wêreld is Nicolaitans. Hulle glo hierdie goed. Hulle glo, hulle word deur geloof gered en hulle hoef niks te doen nie. Hulle glo, hulle moet 'n skietgebedjie opsê, dan hulle het kaartjie hemel toe. Hulle glo dat hulle hoef nie meer eers te gaan kyk na die gebooie nie, hulle hoef dit nie te onderhou nie. Hulle hoef nie vir jou te wys hulle is lief vir hom nie. Hulle hoef nie vir hulle naaste lief te wees nie. Hulle kan net hulle geloof in Jehoshua aangaan in hulle lewens, nes hulle wil. En hulle gaan hemel toe. Sien hoe dit werk nie. Jehoshua het vir ons duidelik gesê, jy moet die gebooie onderhou, en dit is deel van die verlossingsproses. So ons sien, dit is die lering van die Nicolaitans, mense, nou weet julle ook. So is jy 'n Nicolaitan? As jy nie die gebooie onderhou van Jehovah nie, dan is jy 'n Nicolaitan. Want jy probeer 'n ander pad hemel toe kry. Jy wil nie op die nou pad loop hemel toe nie. Jy wil 'n ander paadjie hemel toe kry. Jy wil deur die hek gaan wat Jehoshua is, maar jy wil nie op hy nou pad loop aan die kant die hek nie. Jy soek 'n ander paadjie hemel toe, nadat jy Jehoshua aanneem, as jy verlosser. Daar is nie 'n ander pad nie, daar is net een pad hemel toe, mense. Jy gaan deur die hek Jehoshua, en jy loop op die nou pad, wat die gebooie is. Jy moet ons wegdraai van jou vorige wetteloosheid. Anders wys jy deur jou werke dat jy nie gered is nie. Romeine 6 vers 1 tot 2. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Ja, Paulus sê, so, jy was mos nou nie ernstig as jy anders is in jou sonde lewe, dan was jy mos nou nie ernstig oor jou bekering nie. Of weet julle nie, dat ons almal wat in Messias Jehoshua gedoop is, in sy dood gedoop is. Mense, die doop is belangrik en julle moet julle laat doop, sommer daar in julle bad, by die huis, waar julle kan. Dis deel van die verlossingsproses. En dit is 'n bede tot Jehovah, om jou weer sensitief te maak vir sy gebooie. Om sy gebooie op jou hart te skryf. En dis 'n teken dat jy sterf as die ou wettelose mens in die water, en jy staan op as die nuwe wetsgehoorsame Christen uit die water uit op. Dis wat die doop verteenwoordig, mense. Jy word nie in 'n kerkdenominasie ingedoop nie. Doop gaan oor die verlossing.
Markus 16:16, wie glo in hom laat doop sal gered word. Joshua het gesê van Nikodemus, jy moet deur die water en gees gebore word, om gered te word. Die water daar is die doop. So ons sien, hy praat van sonde hierso, en die definisie van die Bybel vir sonde is wetteloosheid. Nee, stellig nie, ons wat wetteloosheid afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Hoe kan jy dan nog in wetteloosheid lewe, as jy dit afgesterf het, deur bekering? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Messias uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Ja, daar het julle dit. Jy moet in 'n nuwe lewe wandel. Jy moet wegdraai van jou vorige leefstyl. Hou op verskonings maak om wetteloos te leef. Om sport te kyk op die Sabbat, byvoorbeeld. Of om onrein diere te eet, byvoorbeeld. Of om Christen pagan feeste te vier, byvoorbeeld. Romeine 6 vers 1 en 2 is, hier is net die laaste stukkie van daardie artikel. Paul answers this concept directly. What shall we say then? Shall we go on sinning so that the grace may increase? By no means. We are those who have died to sin. How can we live in it any longer? He explains that Yahushua paid to free believers from sin's mastery. So choosing to live in it defeats the very purpose of that sacrifice. Ja, eintlik breek jy af wat Yahushua vir ons kom doen het. As jy aanhou wetteloos leef en jy sê jy glo in hom, maar jy leef soos jy wil, dan was sy offer nou nie genoeg vir jou nie, om jou te kan verander nie. Jy is veronderstel om te verander, om jou eie kruis op te neem en om te volg. Soos wat die Bybel sê. Jy moet gaan uitwerk, hoeveel gaan dit jou kos om hom te volg, het jy so gesê. Dis nie 'n maklike paadjie nie. Dis nie 'n kaartjie hemel toe nie. Jy sê net 'n paar woorde en jy glo in jou hartjie, dit is nou so, nou sit hom maar so. Dis die eerste stap. Dan moet jy op die nou pad loop, jy moet die gebooie onderhou. Ja, dis hoe dit werk. So nou weet julle wat is die Nicolaitans, dis mense wat kompromie aangegaan het met die wêreldse goeders, soos wat jy in die kerke kry vandag. Met dit Sondag by mekaar kom op die sonaanbiddingsdag. Hulle vier sonfeeste soos Kersfees en Paasfees. Dis sonaanbiddingsfeeste. En dan eet hulle onrein diere en hulle kies en keer wat 'n gebod hulle dalk sal onderhou. En dan die 90% van dit doen hulle nie, of wil hulle nie doen nie. Ongelukkig. Ja, so mens moet na al die gebooie, al die morele wette kyk en kyk wat jy moet doen daarso en hoe jy dit moet doen. En die Bybel sê die gebooie is nie moeilike om te onderhou nie, 1 Johannes 5 vers 3. Dit is maklik om dit te onderhou. Dis nie moeilik nie, dis net 'n saak van rebellie. Jy moet ophou rebels wees. Nou, ja, dis dit. Geniet julle dag. Praat weer volgende keer.